Maar ek wil vandag begin deur vir julle te vertel van 'n merkwaardige man. 'n Merkwaardige man. Dit is regtig sy naam of hy word beskryf in die Bybel. Hy word beskryf in die Koran, hy word beskryf in Griekse geskrifte van 700 jaar voor Christus. Hy word beskryf in die Talmud, in die Jerusalem Talmud, in die Babyloniese Talmud. Hy word beskryf in die Torah. Hy word beskryf oral waar die evangelie van Christus verkondig word. 'n Merkwaardige man. Hierdie man was 3 meter lank. Hy het 'n brons harnas gehad, 'n borsplaat, 'n geskipte ene van 60 kilogram brons. So ek weet nie of julle nou kan jouself indink hoeveel weeg 60 kilogram nie. Hy het skeenplate van brons gedra. Die Bybel noem hom 'n baasvegter. 'n baasvegter, 'n amazing vegter wat hy gewees het. Hy het 'n brons kromswaard gehad en die skag van sy spies was ongeveer 80 mm dik. Dis nogal 'n stewige stok daai julle en jy weet en die Bybel sê dis 'n gooispies. Nou 'n gooispies is ook altyd langer as die persoon. Ons sien dit selfs in atletiek en by Olimpiese spele, die spies is altyd langer as die atleet. Dit is hoe 'n gooispies werk. Jy kry steekspiese wat dan is hy korter as die persoon wat die spies dra. Maar 'n gooispies is langer. So kom ons sê 4 meter lank is hierdie spies. Van 85 mm dik. Die spies se lem was 7 kilogram yster. Dit was die spies se lem. Julle, dis 'n groot spies. Hy het 'n lang skild gehad, beskryf die Bybel, met 'n skilddraer wat voor hom geloop het. Nou die lang skild of die groot skild is 'n skild so groot soos 'n deur of groter partykeer. Dis hoe groot die skild is. En die persoon het so voor hom geloop met die lang skild en hom vir hom daar reg gehou vir as hy hom nodig kry. So ja, as jy nou nog nie agtergekom het ek praat van Goliat nie, dan het jy seker ergens op 'n eiland groot geword. En as jy daar by jouself sit en nog nie dink nou maar hoekom prys ek nou eintlik Goliat se beeld so nie? Hoekom blaas ek sy beeld en hoekom prys ek sy sterk so en hoekom maak ek nou eintlik so groot baai oor Goliat? Ons weet dan nou hoe Goliat se einde gebeur het en wat met hom gebeur het. So hoekom maak ek dan nou so groot baai van Goliat? Jy sien, hier is die ding. Ons almal het 'n Goliat in ons lewe. Ons almal het 'n reus, ons almal het 'n berg wat ons vuis. En ons het die geneigtheid om daai berg baie groter te maak as wat hy is. Ons het 'n geneigtheid om die Goliat in ons lewe se beeld te blaas en sy ster te prys en vir almal te vertel hoe groot is ons Goliat. Jy sien nou, ek was al by hoeveel keer by 'n braaivleisvuur en dan sal ons by die braaivleisvuur sal manne praat en mense praat oor hoe groot hulle probleme is. Een sal sê, "Jene man, kyk hoe baie gewig het ek verloor. Ek leef al vir 3 maande op toast." Die ander een sal sê, "Wat, dis niks. Ons het eers 'n toaster nie." Ja, nee, dan sal sê, "Ja, julle dink honger is moeilik, jy tot julle kanker kry en jy kan niks eers binne in jou hou nie, dit kom uit. Dis baie erger." Die ander een sal sê, "Man, wat, jy weet niks. Ek weet kanker is moeilik, maar angsaanvalle, dit is nou vir jou erg. Jy moet hoop jy kry nie dit nie. Ek kry angsaanvalle dat ek yskoud raak, dat my maag op 'n knop is en dat ek tyd verloor in die dag dat ek eers kan onthou wat in daai tyd aangegaan het, nie so erg as die angsaanvalle." Hannie sal sê, "Man, julle weet niks.
as jy nie depressie gehad het, en elke oomblik van die dag sit, en met 'n begeerte eintlik om jou lewe net te eindig nie, en in die oggende wakker raak, en jou kop net wil toetrek en nie wil opstaan nie, en verkrimp voel in jou eie liggaam, dit is moeilik. Ander sal sê, man, julle, ja, al die goed is erg, maar julle verstaan nie hoe dit voel om te weet, jou man slaap rond nie, en dan te weet, wanneer hy gaan huis toe kom vanaand, gaan hy my kom abuse en my kom slaan en rondplik nie. Ander sal sê, man, ek en my vrou het ons werk verloor. Ek en my vrou het ons werk verloor. Julle weet hoe voel dit om in kinders se oë te kyk en te sê, haas die kos. Ander sal sê, jy kan jou man skei, jy kan weer vir jou 'n werkie kry, maar weet julle hoe voel dit om 'n kind te hê wat in drugs is? Weet julle hoe voel dit om 'n kind te hê wat en te sien hoe vernietig hy of sy hulle lewe? Weet jy hoe voel dit om 'n kind te hê wat as jy sien haar kom hulle aan, dan moet jy die ketel in die kas toesluit, want hulle gaan dit steel. Weet jy hoe voel dit om 'n kind te hê wat jy nie in jou huis wil toelaat nie, en as hulle daar slaap, dan weet jy môreoggend is al iets weg. Jy sien, so vat elkeen sy probleem en maak hom die ergste, en hulle is amper 'n kompetisie, wie se probleem is die grootste, wie se Goliat is die grootste. En dan sê die skrif vir ons, jy steek tog nie 'n lamp op en sit hom onder 'n maatemmer nie, daar in Matteus 5. Nee, jy vat die lamp en jy sit hom op 'n staander, dat almal hom kan sien. Maar wie dit is presies wat ons doen met ons Goliat. Ons blaas sy beel, ons vat hom, ons sit hom daar op die staander, so op 'n podiumpie, laat almal hom tog net kan sien, hoe baie ek suffer. Klink dit bekend? Klink dit bekend? Nou ja, dit was natuurlik die storie van die Israeliete, die Filistyne trek teen hulle op. Ek lees haar in 1 Samuel 17. Maar voor ek begin lees, wil ek nog gou vir julle net vertel. Eendag, ek loop al 'n hele paar maande met hierdie woord. Eendag ek sit in die kerkkantoor, ek's besig om te werk. En so uit die bloute uit, ek lees gou deur 'n paar wat s'ie goed stytisse. Ek lees 'n stytis en die stytis gaan iets soos dit. Ek het hom gedelete, ek kan nou nie onthou presies, maar die stytis gaan iets soos die. Hy sê, Goliat stap die kraans af. Sy voetstappe laat die aarde bewe. Sy skaduwee beklee die kraans agter hom. Sy stem bulder in die vallei. Dit klink soos weerlig. Sy stem weer galm teen die kraans en dit slaan in almal se ore in. En die son weer kaat so van sy swaard af en van sy hamer af. En almal sien die reus raak, maar niemand sien die slingervel raak nie. En toe ek dit lees, toe kom die Here hierdie woord in my hart. En met so in 'n oogwink sê die Here vir my kind, daai slingervel is gebed. Maar almal maak so groot bohaai van die reus in hulle lewe. Hulle maak so groot bohaai van die probleem. Hulle kyk in die berg vas, al sê die skrif vir ons, as jy net met 'n bietjie geloof kom en kom bid, dan kan jy vir hierdie berg sê, hef jouself op en gooi, werp jou in die see. Nee, dis nie waar hulle fokus is nie. Hulle fokus is op daai probleem. En ek sit daar so en ek raak amper so koud. En julle moet verstaan, ek sê dit altyd, ek praat eers met myself. Want ek kry ook daar wat ek presies dieselfde ding doen. Presies dieselfde ding doen. Nou ons kyk aan 1 Samuel 17, eerste gedeelte, verduidelik, beskryf nou vir Goliat, soos ek nou gedoen het. En dan vanaf vers 10 lees ons,
En die Filistyn het gesê, ek maak vandag van die geveglinies van Israel 'n bespotting. Stuur vir my 'n man, sodat ek teen hom kan veg. Toe Saul en die hele Israel die woorde van die Filistyn hoor, was hulle paniekbevange en bang. Jy sien, hier aan die een kant op die koppie staan al die Filistyne en op die ander kant op 'n koppie staan al die Israeliete met hulle kamp agter daai koppie en die Filistyne se kamp agter die ander koppie en hier in die vallei onder daar moet die geveg plaasvind. Elke dag, 2 keer 'n dag kom maak hulle reg vir geveg, die geveglinies word opgestel. Goliat kom afgestap en hy daag vir Israel uit. En elke dag is dit dieselfde storie. En Saul en die hele Israel was paniekbevange en baie bang. Nou natuurlik, ons ken die storie van Dawid. Dawid is 'n jong skaapwagtertjie. Hy is Isai, is die seun van Isai. Isai het baie seuns gehad. 3 van hulle het in Saul se weermag geveg. Abinadab, Eliab en Sama. Hulle het in Saul se army geveg. Hulle was daar, hulle die reus aanskou. En Isai sê vir Dawid, gaan, vat vir jou broers hierdie koring en vat hierdie paar blokke kaas en gee dit vir die leerowerste van Saul se weermag aan Abner, wat Saul se neef is. En gee dit vir hom. En kyk vir my, hoe gaan dit met jou broers? Nou kom Dawid daarso net mooi toe die volk, toe die Israeliete weer hulle geveglinies reg kry en hulle nou in die Filistyne kry hulle geveglinies reg en hulle maak nou reg. En dan lees ons daar in vers 16. Intussen het die Filistyn vroegsoggens en smiddags laat nader gekom, stelling ingeneem 40 dae lank. 40 dae lank. Julle weet 40 is die tyd van beproewing. Die volk was 40 dae in die woestyn. Jesus was 40 dae in die woestyn gevas en versoek deur Satan. En dan maak hulle nou reg, hulle kry die gevegslinies reg en dan lees ons in vers 20 se laaste gedeelte. Hulle het die oorlogskreet aangehef vir die geveg. En ek stop aan, ek dink by myself, hoe dit geklink. Na 40 dae, 2 keer 'n dag, wat hulle dieselfde ding doen, hulle hef die oorlogskreet, hulle kry die gevegslinies reg. Hier kom Goliat afgestap, hy sê 40 dae dieselfde ding, ek maak 'n bespotting van julle, stuur vir my 'n man om teen my te veg, en ons sal julle slawe wees. 40 dae lank. Nou vra ek vir myself, hoe het hierdie oorlogskreet geklink op die 40ste dag? En so goed soos die Here is, herinner my verlede jaar in die rugby championship, die Bokke gaan speel teen Nieu-Seeland in Nieu-Seeland. Die eerste game is op Eden Park, die huis van All Black Rugby. Hulle het 40 jaar of so iets daar laas verloor. En daar's 'n massiewe hype oor hierdie game. En die pundits en die media is al vir maande voor die tyd, is hulle besig en dan sê hulle, die kan die Springbokspan wees wat daai rekord breek. Hierdie kan die Springbokspan wees wat op Nieu-Seeland grond vir die All Blacks wen op Eden Park. En dan wat doen die All Blacks voor die tyd voor 'n game? Ja, hulle doen die haka. Die haka, almal van julle het dit seker al gesien, die oorlogskreet, roep hulle uit voor die oorlog. Hulle doen die haka daarso. En ek sal nooit daai prentjie vergeet van daai haka, daai dag nie.
Want hy hele stadium Eden Park raak choopstil, dat jy kan 'n speld oorval. En daai All Black spelers doen daar 'n haka, wat hulle nog nooit gedoen het nie. Hulle slaan op hy bene, hulle slaan teen die arms, hulle skree, hulle slaan dat hulle bene en hulle arms bloedrooi is, selfs die handpalms is bloedrooi, en hulle staan met vuur in hulle oë en in hulle hart, en hulle is reg vir hierdie oorlog. Nou vra ek vir jou, hoe het Israel se kreet geklink na 40 dae? Oom Angus het hierdie lering wat hy, of hierdie ding wat hy deel gemaak het van sy lering, veral as hy oor see gaan preek, gaan vertel hy hulle van daar waar hy vandaan kom, van die Zulus, en dan sê hy vir hulle, hy het vir die Zulus geleer, as jy bid, moet jy bid, laat Satan luister. Jy moet bid, laat hy ongemaklik raak. En dan sê die Zulus, as hulle amen sê, dan sê hulle nie net amen nie, hulle sê, amen! Hulle sê dit met 'n bulderende stem, laat Satan so spring van sy stoel af, sê oom Angus. En maak hy nou so 'n grap half daarvan. Hy sê, maar jy moet sê, amen, soos 'n kreet moet jy dit sê. Want amen beteken, laat dit so wees. Daai gebed moet saak maak. Vra ek vir jou, hoe klink jou amen? Hoe klink jou gebed? Na wat jy miskien 10 jaar bid teen vir 'n seun wat in dwelms is, 3 jaar bid vir 'n man wat jou rondneek, 'n jaar bid teen kanker, of wat dit ook al is in jou lewe wat jou Goliat is, wat jy so lank teen bid, hoe klink jou gebed nou? Hoe klink jou amen? Net die volgende Saterdag speel ons teen die All Blacks in Wellington. En is 'n totaal ander storie. Die hele atmosfeer is anders, want hulle het gewen op Eden Park. En ek sal ook nooit vergeet die laaste oomblikke op Eden Park nie, toe Adi Sevilla so afsak en hy steel daai bal, en die All Blacks kry 'n penalty op hulle doellyn en hulle kan die bal wegskop, en sy gesig, hoe hy sê, this is our home, hier kom jy nie en kom vertrap ons nie. Daai gesig sal ek nooit vergeet nie, want hy het opgestaan vir dit wat hulle inglo, vir sy grondgebied, en hulle het geveg. Die volgende naweek daar in Wellington is 'n ander storie, die geveg, die game is baie close. Ons wen hulle op die einde met die grootste telling ooit op All Black grond, wat 'n All Blacks van verloor. Ek dink dit was iets so 37-10 of so iets, ek kan nie eers die skor onthou nie, maar maak nie saak nie, dit is nie die punt nie. Die punt is, het ons vir die All Blacks gevra na die game, kom doen vir ons die hakka, hoe dink julle sou daai hakka gelyk het? Hoe dink julle sou daai kreet gewees het? Sou dit gewees het soos in Auckland, op Eden Park? Nee, dit sou nie dieselfde gewees het, omdat hulle was verslaan. Hoe klink jou oorlogskreet? Hoe klink jou gebed? Ons gaan aan. Vers 24 sê wie hulle was baie bang. En dan staan Dawid op vanaf vers 26 en hy sê, want wie is hierdie onbesnede Filistyn nogal, dat hy 'n bespotting maak van die geveglinies van die lewende God van Israel? Wie dink hy is hy, dat hy dit kan doen? En ewe skielik nou rek almal se oë. Dawid se broer sê vir hom, man, is jy mal, bly stil, jy's 'n skaapwagter, jy's 15, 16 jaar oud, raak jy net vir ons rustig. Dawid sê, nee, hoe kan julle dit toelaat? Hoe kan julle toelaat dat hierdie man so bespotting maak van ons God en van ons mense? Hy onbesnedene, die onbesnedene beteken, hy staan nie in 'n verbond met God nie. Hy's 'n Filistyn, hy's 'n heiden. Vers 32, dan sê Dawid vir Saul, 'n mens moenie moedeloos raak of moed verloor oor hom nie. Ek sal gaan teen hom veg.
Ek sal gaan. Saul sê, nee, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie, want jy is maar nog 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Hy's ingeoefen in dit wat hy doen. Hy's die beste van die beste. Hy is julle weet Goliat het hierdie ding met hierdie tweestryd, hierdie uitdaag vir 'n tweestryd het hy gedoen 1000 jaar voordat dit 'n ding geraak het in die wêreld, voordat die Grieke dit in gebruik gemaak het. 1000 jaar voor dit doen Goliat dit al. En hy's 'n krygsman van sy jeug af. Die ou se beroep is om 'n soldaat te wees. Vers 36. Dan vertel Dawid, dan sê hy, ek is 'n skaapwagter, ek pas my pa se skape op. En baie keer het daar 'n leeu gekom en dan gryp hy 'n skaap en dan verslaan ek hom. Ek gryp hom aan die kaak, ek slaan hom dood en ek kry my lam terug. En as haar beer kom, dan doen ek dieselfde. As die jakkals kom, dan doen ek dieselfde met enige roofdier. Ek verslaan hulle met die krag wat die Here my gee om sy skape op te pas. En met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net so gaan. Want hy maak 'n bespotting van die geveglinies van Israel en van die lewende God. Nou, julle ken die storie verder. Saul wil vir Dawid sy oorlogsklere aantrek, sy panser aantrek. Dawid kan skaars loop. Hy sê nee, los my, ek sal gaan op my manier. En Dawid loop Goliat tegemoet. Hy kniel, hy tel 5 gladde klippies op en hy sit dit in sy herdersakkie. Jy moet mooi hoor, herdersakkie. Sit hy die 5 klippies en hy stap Goliat tegemoet met sy staf en sy stok, wat hy in Psalm 23 ook beskryf. Al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u staf en u stok, dit versterk my. En hy stap Goliat tegemoet en daar staan Goliat en almal se oë is op Goliat. Hulle sien sy skaduwee teen die berg hang, wat soos hy die berg hang beklee. Hulle hoor sy stem bouder in die vallei, hoe ego teen die kraanse, dit klink soos donderweer. Hulle sien hoe blink die son van hy beleid af van hy swaard. En Goliat sê vir Dawid, is ek dan 'n hond dat jy moet stokke na my toe kom? Jy sien almal se oë is op Goliat. Almal se oë. Niemand sien die slingervel raak nie. Niemand sien die slingervel raak nie. Almal se oë is op Goliat. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard, met 'n vegspies en met 'n kromswaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die geveglinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek dink Goliat lag toe uit sy maag uit. Ek weet nie of hy meer gelag het en of hy kwaad was en geskree het nie. Maar hy dink seker, wat 'n joke. Hy sê vir Dawid, kom hier man, laat ek jou vlees vir die jou uitmekaar uitskeer en jou vlees vir die voëls gee om te eet. Jy, hierdie kleine luitie van 15 jaar oud, wil my kom aanvat. En dan sê Dawid, ja, gaan jy oorwin. En dan, vers 47, dan sou hierdie hele strydmag moet erken dat dit nie deur die swaard en deur die vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Hy sê dit gaan nie oor 'n swaard nie, dit gaan nie oor 'n 60 kg 'n bronsplaat in jou bors nie. Nee, dit gaan nie oor 'n 4 meter lange spies nie. Dit gaan oor niks van dit nie. Dit gaan oor die geveg behoort aan die Here. Die geveg behoort aan die Here. En ons het vroeër in die kerk sing ons ook the battle belongs to you, God. Reg, ons gaan na so. En dan ken julle die storie.
Dawid sit 'n klippie in die slingervel en hy stap nader en Goliat begin nader stap en hy wil nou Dawid verskeer en soos hy nader kom swaai Dawid die slingervel en hy tref vir Goliat tussen die oë. En die Goliat slaan vooroor neer op sy gesig. Daar lê hy. Dawid, vers 50, het die oorhand gekry oor die Filistyn met 'n slingervel en 'n klip. Hy het die Filistyn verslaan en hom doodgemaak. Al was daar nie 'n swaard in sy hand gewees nie. Die manne van Israel het opgespring, die oorlogskreet aangehef en die Filistyne agtervolg. Jy sien die ding. Almal se oë was op Goliat. Almal se oë was op die probleem. En hoe meer ons die probleem op die lampstander sit en die lamp onder die emmer sit, hoe meer is almal se oë op die probleem. Hoe groter raak die probleem, want ons blaas sy beel en ons prys sy ster so en ons verhewe die probleem so in ons lewe, dat almal se oë is op die probleem, maar niemand se oë is op die slingervel nie, totdat die klip tref. En toe die klip tref, toe spring die hele Israelse krygsmanne op, na 40 dae wat hulle 'n oorlogskreet uitroep, wat ek nie weet hoe dit klink nie, hulle seker maar so ietsie, en hulle hardloop, hulle skree die oorlogskreet en storm die Filistyne tegemoet. Dawid kap Goliat se kop af met sy eie swaard. En dan die laaste versie in hierdie gedeelte, vers 54. Dan staan daar: Dawid het die kop van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring. Sien, hy vat dit Jerusalem toe, hy sê Jerusalem, hier is die getuienis. Hier is die getuienis, kyk daarna. Dan die volgende, die laaste sin in die vers, mens kan amper 'n hele preek hier uitmaak. Die Filistynse wapens het hy in sy eie tent neergelê. Jy sien, dit was nie 'n trofee nie. Die Filistynse wapens was nie 'n trofee vir Dawid nie. Nee, dit was 'n herinnering. Dit was 'n getuienis gewees. Dit was daarom te weet, want Dawid het geweet, daar gaan weer 'n reus wees. Goliat was nie die eerste reus nie, hy was ook nie die laaste reus nie, hy het 'n broer gehad, en Lachmi was sy naam, en daar was nog ander 3 reuse saam met Lachmi, wat later is hulle almal verslaan deur Dawid en sy manne. Dawid het geweet, daar gaan nog 'n reus wees, en ek moenie vergeet wat vandag gebeur het nie, en hy het Goliat se wapens gevat en in sy tent gaan neerlê, elke keer as hy daarna kyk, dan skep hy moed en hy weet, the battle belongs to you, Lord. The battle belongs to you. Sien, maar almal se oë was op Goliat. Niemand die slingervel raak gesien nie. Verlede jaar, of hierdie gemeente was nog altyd 'n biddende gemeente gewees. Ons het altyd 'n intercessiespan gehad, wat dinge deurgebid het in hierdie gemeente. En ons het nou nog ons intercessiespan, elke Dinsdag aand kom hulle by mekaar, 6 uitverkore mense wat die Here daar geplaas het. Verlede jaar, Junie maand, toe lei die Here ons en hy sê, maar ek wil hê die hele gemeente moet nou saam bid. En Woensdae aand is 'n gebedsgroep begin, ons van 7:30 tot 7:30. En het begin gebaseer op die konsep wat die Here vir ons gegee het in die movie Aansang Here. Nou in kort, die wat nie weet nie, is 'n Australiese familie wat alles verloor. Hulle is in Amerika en hulle het niks, hulle het nie kos, hulle het nie meubels nie, niks, hulle is in 'n leë huis. En dan 'n gelowige ma wat haar kindertjies oplyn en sê, hierso is 'n papiertjie, skryf elkeen wat julle nodig het en plak dit teen die mure in die sitkamer en ons kniel voor dit en ons bid by die Here vir elke dingetjie wat ons nodig het. En dan hoe die kindertjies terugkom en sê hulle, yes, hier, ek het dit gekry,
Ons het dit gekry, die Here het vir ons gebed gehoor, en dan vat hulle die papiertjie en hulle sit hom aan die dankiekant. En dis waar die bord wat voor in die kerk staan, ons gebedsbord vandaan kom. En as ons kyk na ons gebedsbord, hoeveel goed is aan die dankiekant, hoeveel goed is ons getuieniskant, dan is dit soos Goliat se wapens wat daar in Dawid se tent lê. Hy kyk na dit en dit is sy getuienis. Die Here het vir my deurgekom, hy het die geveg. En die jongste van hierdie getuienis op hy bord is verlede jaar November, breek ons projekter. Tydens 'n begrafnisdiens breek die projekter. Gelukkig kry ons een geleen by 'n ander gemeente. Want is toe nou Desember en hulle het hom nie nodig gehad om gebruik nie en alles. En hulle leen hom 2 maande vir ons. Maandag 2 weke terug, toe laat weet hulle het hom nodig daai maandag. Daai maandagoggend klim ek op, ek haal hy projekter af en eintlik 'n rustigheid in my hart, maar tog so ongehoorsaam ook, maar soos mens is, maak ander plannetjies, sê vir mense, vra ander mense vir projekters en so aan. Ek haal hom af en ek vat hom terug vir hulle en ek gee hom vir hulle terug die maandagoggend. Dinsdag laat weet hulle, ons projekter is vervang. Eers was al 'n lang storie hoekom hulle hom nie wil regmaak nie. Ons projekter is reg, hy's vervang. Woensdagoggend gaan tel ek hom op en ek sit die projekter op sy plek. Woensdag aand toe ons sing ons van ons eie projekter af. So was die Here 2 maande laat? Nee, hy was nie. Sy tydsberekening is perfek. Maandag moet ek hom afhaal. Woensdag is die nuwe ene terug en ons mis nie een bedieningsgeleentheid met sonder 'n projekter nie. Nie een nie. Jy sien die Here is op tyd. Al wat hy van ons vra is, kom na my toe. Bring dit na my toe in gebed. Kom bid saam. Kom bring daai probleem. Moenie die probleem prys nie. Spreek hom aan. Roep die oorlogskreet oor hom uit. Spreek die probleem aan. Moenie in vrees en angs gaan sit oor die probleem nie. Dit gaan niks help nie. Bring dit na my toe. Die opsomming van Filippense 4 vers 6 is: wees oor niks bevrees nie, bid oor alles. Wat sien jy? Sien jy Goliat? Want almal het vir Goliat raak gesien, maar niemand het die slingervel raak gesien nie. Sien jy die slingervel in jou lewe? Haal vir Goliat van hy podium af en begin die slingervel gebruik. Amen. Here, dankie vir hierdie woord. Dankie Here dat ons weet Goliat het geval. Dankie Here dat ons kan leer by Dawid. Dat ons kan sê, Here, U is groter as Goliat. U is groter as die reus, as enige probleem in ons lewe. U is groter as dit. En ons kan op U vertrou. Dankie vir dit alles in Jesus naam. Amen.